Vandag lees ons saam uit Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 21 tot 33. En ek praat met jou oor Paulus en die huwelik. Paulus en die huwelik. Kom ons lees vanaf vers 21. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk liefgehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel, of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed en koester dit, soos Christus sy eie kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. Baie mense struikel oor Paulus se stelling in hierdie gedeelte dat die vrou onderdanig moet wees aan haar man. Liberale vrouens beskuldig Paulus van diskriminasie teen die vrou. Dom mans misbruik Paulus se stelling as 'n verskoning om hulle vrouens te domineer en selfs te mishandel. Het is belangrik dat ons na die breër konteks van hierdie hele gedeelte sal kyk. Paulus begin hierdie hele gedeelte deur vir gelowiges oor die algemeen, vir ons almal wat gelowiges is, te sê dat ons aan mekaar onderdanig moet wees. Aan mekaar onderdanig moet wees. En dan spreek hy spesifieke onderdanigheidsareas aan. Die vrou teenoor haar man, kinders teenoor hulle ouers en slawe teenoor hulle eienaars. Dis opvallend dat Paulus min te sê het vir die wat onderdanig moet wees. Hy sê basies in een sinnetjie vir die vrou, vir die kinders, vir die slawe, dat hulle onderdanig moet wees, een sinnetjie vir elk. Maar hy het baie te sê, en jy kan dit gaan lees, hy het baie te sê vir die mans, aan wie hulle vrouens onderdanig moet wees. Hy het baie te sê vir die slawe, of vir die eienaars, aan wie hulle slawe onderdanig moet wees. God is 'n God van orde. God is 'n God van orde. Kyk na sy skepping. Kyk watter fenominale orde geboorte kon gee aan iemand soos jy. As jy net kyk na jou DNS, as jy kyk na die skepping rondom jou, oral sien ons orde. As daar nie orde was nie, as God nie 'n God van orde was nie, sou ons nie wiskunde kon doen nie. 2 + 2 sou nie 4 gewees het nie. Maar daar's orde. En wanneer die mens God se orde omkeer, is die gevolge gewoonlik nie goed nie. Wanneer 'n vrou die broek dra, die gevolge wanneer 'n vrou die broek dra in haar gesin of in haar huis, en nie die man nie, is gewoonlik nie waarvoor 'n mens
sou hoop nie. Mettertyd, jy kan dit maar dophou, mettertyd begin alles in so 'n gesin skeef te trek. Mevrou, is dit vir jou 'n probleem om aan jou man onderdanig te wees? Dalk het jy jou respek vir hom verloor. Dalk het jy die sterker persoonlikheid. Wees dan aan hom onderdanig, soos aan die Here Jesus Christus. Met ander woorde, kyk deur jou man. Kyk deur jou man en sien agter hom Jesus Christus staan. En wees dan aan jou man onderdanig, asof jy aan Jesus Christus onderdanig is. Ek en jy kan aan Jesus onderdanig wees, né? Dit maak dit vir ons makliker. Dat jou onderdanigheid teenoor jou man dan eintlik 'n onderdanigheid aan Jesus Christus is. Nou, Paulus in hierdie gedeelte gebruik die verhouding tussen Jesus Christus en sy bruid, naamlik die kerk, gebruik hy as die model vir die huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou. Net soos wat die kerk, Jesus se bruid, aan hom onderdanig is, aan Christus onderdanig is, so moet die vrou ook aan haar man onderdanig wees. Paulus kon ook gesê het, aan haar eie man onderdanig wees, want dit is die bedoeling hier. Nee mevrou, jy hoef nie aan al die mans in die wêreld onderdanig te wees nie. Net jou eie man. En nee meneer, alle vrouens hoef nie aan jou onderdanig te wees nie. Jy sal verras wees om uit te vind, daar's vrouens wat intellektueel jou meerdere is, wat geestelik by verre jou meerdere is, en wat, dalk hou jy nie hiervan nie, maar selfs fisies jou meerdere is. So nee. Dis nie alle vrouens wat aan jou onderdanig hoef te wees nie, dis net jou eie vrou. Net jou eie vrou. En vir die mans, sê Paulus, soos wat Jesus Christus, hy is die model vir ons, soos wat hy sy bruid, die kerk, liefhet, moet ons vrouens lief hê. Dis opvallend dat Paulus 4 keer in hierdie gedeelte noem van die man wat sy vrou moet lief hê. 4 keer. Jy kan dit gaan tel. En 3 van die 4 keer sluit hy die woordjie eie in. Jy moet jou eie vrou lief hê. Ek dink Paulus het dit nodig gevind om die woordjie eie in te sluit, want hy ken mans. Nee meneer, nie 'n ander vrou nie, jou eie vrou. Jy moet jou eie vrou lief hê. Is dit oukei vir 'n getroude man om in die geheim alleen met 'n ander vrou wat nie jou eie vrou is nie, uit te gaan vir 'n koffie? Slegs as dit in 'n professionele hoedanigheid is en jou werk vereis dit, of as jou vrou, jou eie vrou, daarvan bewus is en sy haar toestemming gegee het. Andersins onder geen omstandighede nie. Onder geen omstandighede nie. Daar's tye wanneer die man ook onderdanig moet wees aan sy vrou. En hierdie is een van daardie gevalle. Nou, dis ook opvallend dat Paulus nie die
algemene woordjie verliefde eros gebruik nie, maar dat hy die skaars woordjie agape verliefde gebruik. Mans, julle moet julle eie vrouens agape. Julle moet julle eie vrouens agape, nie eros nie, agape. Eros is 'n baie selfsugtige, egosentriese vorm van liefde. Agape is 'n selfopofferende vorm van liefde. En weer eens is Jesus se agape vir sy bruid, sy kerk, ons voorbeeld vir die mans. Hy is ons voorbeeld van hoe ons agape teenoor ons vrouens moet wees. Jesus het homself oorgegee aan sy bruid. Hy het homself opgeoffer vir sy bruid. Sodat, vers 26 sê, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Hy het homself oorgegee. Agape is selfopofferende liefde. Jesus het homself oorgegee vir sy bruid, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Wat beteken dit? Paulus se lesers sou presies geweet het wat hy bedoel. Die Jode het tot vandag toe die gebruik dat 'n bruid enkele dae, paar dae voor haar troue, sy haarself moet laat reinig in 'n mikwa. Nou hierdie mikwa is 'n spesiale soort bad wat aan spesifieke spesifikasies moes voldoen en wat 'n voorgeskrewe minimum hoeveelheid water moet kan hou. En hierdie mikwa, hierdie bad, moet volgemaak word met water wat van 'n natuurlike bron afkom. Dit kan nie ou staande water wees of kraanwater nie. Dit moet van 'n natuurlike bron afkom, soos byvoorbeeld 'n fontein of reënwater. Want die water in die mikwa moet lewende water wees. Die idee is dat hierdie lewende water die bruid reinig en dat dit haar nuut maak. En dan enkele dae voor haar troue het die bruid gestroop van al haar klere, van al haar juwele, van al haar grimering, net soos sy is, word sy 2 tot 3 keer volledig onderdompel in hierdie water. Nou is sy gereinig. Nou is sy nuut gemaak. Nou is sy gereed vir haar nuwe lewe saam met haar bruidegom, saam met haar man. Net so het Jesus homself aan die kruis oorgegee, homself opgeoffer, en deur sy oorgawe, deur sy selfopoffering en die lewende woord van die evangelie, word sy bruid, die kerk, gereinig, volkome gereinig en nuut gemaak. Nou is sy gereed vir haar nuwe lewe, saam met haar bruidegom, Jesus Christus. En die doel met dit is om sy bruid, die kerk, in volmaakte heerlikheid, sonder vlek of rimpel, daar te stel. Meneer, net soos Jesus
homself oorgegee het. Moet jou en my liefde vir ons vrouens uitdrukking vind in ons selfopoffering vir haar. Wil jy 'n vrou hê wat skitter? Wil jy 'n vrou hê wat straal? Wil jy 'n goeie vrou hê? Sorg dan dat dit goed gaan met haar. Sorg dan dat dit met haar goed gaan geestelik, dat dit met haar goed gaan fisies, dat dit met haar goed gaan psigies, emosioneel. Elke area van haar lewe. Wat gaan dit jou kos om te sorg dat dit met haar goed gaan? Jou liefde en my liefde moet van so 'n aard wees, dat ons bereid is om daardie prys te betaal. Ek prioritiseer haar welstand en haar veiligheid bokant my eie ego en my eie gerief. Wat is jy bereid om prys te gee, om te sorg dat dit goed gaan met jou vrou? En in die ekstreme geval sou daar 'n inbreker kom wat met 'n mes op jou vrou afstorm of 'n geweer op haar rug. Is dit ek, is dit jy wat tussen haar en die aanvaller in beweeg? We take the bullet. We take the bullet. Ons is bereid om selfs in ekstreme gevalle ons eie lewens vir ons vrouens neer te lê. Paulus, en hiermee sluit ek af, haal ook, soos Jesus, in die vorige boodskap het hy gepraat oor Jesus en die huwelik. Jesus het Genesis 1 vers 27 en Genesis 2 vers 24 aangehaal toe hy die Fariseërs geantwoord het. En Paulus haal ook Genesis 2 vers 24 aan. Hy sê, om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle twee sal een vlees wees. Hier is dit. Jy verlaat jou ouerhuis, jy kleef jou vrou aan, julle word een vlees. Ons kan ook sê, julle word een liggaam. Dis juis in die eenwording van julle liggame wat kinders gebore word. Jou vrou is jou liggaam. Jou vrou is jou liggaam. Nou dink 'n bietjie oor jou verhouding met jou eie liggaam. Haat jy jou liggaam? Party van ons hou nie van wat ons sien as ons in die spieël kyk nie. Wat beteken nie ons haat ons liggame nie. Elke dag voed ek hierdie liggaam. Ek knip my naels. Ek borsel my tande. Ek kam my hare. Ek stort. Ek trek mooi klere aan. Ek sorg dat my voete skoene aan het. Ek sorg vir my liggaam. Ek koester my liggaam. Ek beskerm my liggaam. Ek plaas nie my liggaam in gevaar nie. So, net so moet ons teenoor ons vrouens wees. Jou vrou is jou liggaam. Nou, dit is 'n hoë prys om te betaal. Dis 'n baie hoë verwagting van jou en my, om jou vrou te behandel soos jou eie liggaam. Maar, dit maak jou ook vry, want wie sy vrou lief het eintlik homself lief. Jy het jouself lief deur jou vrou lief te hê. So, weer eens, Paulus spreek van dit as 'n geheimenis, en hy verwys hier na Jesus Christus en sy bruid, sy kerk. Jesus, ons Here en ons Verlosser. Hy is die bruidegom, sy kerk is die bruid. En as bruidegom is hy die hoof van sy kerk. En sy bruid is sy liggaam. Die liggaam van Christus. En net soos die liggaam van Christus onderworpe is
aan die hoof, Jesus Christus. Net soos die liggaam van Jesus Christus onderdanig is aan haar hoof, Jesus, so moet die vrou haar man eerbiedig. En net soos wat Jesus Christus sy liggaam koester en voed, moet die man sy eie vrou lief hê en haar koester en haar voed. Amen.